Die sanger Ampi is bekend vir 'n reeks treffers, onder andere Plain Jane, Ali Manne en Annie Brand, maar met 'n rits nuwe musiek klink dit asof hy nou sy tweede asem gevang het. Hy gesels nou met Pieter oor sy nuwe musiek. Tweede asem inderdaad, Ampi, goeiemôre, good morning, baie welkom. Ek is so bly om jou weer te sien. Ja, ons sal later oor daai enetjie gesels, Okay, maar is net so lekker om jou weer te sien, my vriend. Dankie. Elke keer as ek jou sien is jy hare langer, jy lyk jonger, wat is die geheim? Dankie hoor, dis lekker. Ek het altyd 'n grap wat ek vir almal sê, dan sê hulle jy mens word as jy verjaar dan word jy mos nou ouer. Ja. Veral vrouens hier by 40 hou nie daarvan om oor te praat nie, maar ek glo vas ek word elke jaar jonger, so ek kan nie wag om elke jaar te verjaar nie. Dis Ja. daai sielkundige hulp wat jy het om te weet. Glas half vol. Ampi, kom ons gesels oor jou splinter nuwe enkelsnit wyngewere. Wat het dit geïnspireer en hoe het jy Ja, dit wyngewere, dis eintlik nou glad nie 'n tipe. Ek is nou nie jou tipiese appel of bok van Blerk wat nou oor die boere goed skryf nie, maar ons het 'n vriendekring wat die naam Wyngewere het. En ons is 8 ouens wat elke jaar op 'n jagtrip gaan. En ek het toe nou goed gedink, elke jaar dan kom maar iemand met iets en die een maak byvoorbeeld vir ons ringe of in watter industrie jy ook al is, die een gee 'n hoed en die ene baadjie en die ene dit. En toe het ek gedink, wat kan ek daai ouens bied en ek is maar in musiek en so jy weet, toe het ek vir ons groep eintlik 'n liedjie geskryf, maar dit is 'n jagtipe van liedjie. En ek weet dit is ook nou jagseisoen, so ek dink meeste mense sal daarom aanklank vind by die liedjie. Maar jy het nog 'n goeie skit ook, is dit nie waar nie? Ek hoor so, ek is nou nie as 'n reël oefen ek glad nie. Ek dink ek is nou net 'n natuurlike, want baie keer as ek op boeredorpies, jy weet, dan sit ouens wat nou kleiduwe byvoorbeeld skiet en hulle doen dit elke dag. En dan kom ek as daar 10 ouens is, as ek gewoonlik so in die top 3, dan hulle verstaan nie ou met die lang hare wat eintlik glad nie eintlik 'n geweer eintlik moet vashou wat goed kan skiet nie. So ek dink nou maar net dis een van daai gawes wat ek het. Maar en die liedjie gaan ook, soos jy sê, nie net noodwendig oor die jag en al daai tipe van dinge nie, maar dit gaan ook oor die genesende krag van die natuur. Ja, natuurlik. Ek dink ek was nou ek het 'n vriend wat 'n nuwe stuk grond gekoop het in die Noord-Kaap. En dis op die Botswana grens. Dis een van die mooiste stukke grond wat ek in my lewe gesien het. Jy weet, ek was nog nooit in daai deel. Ek het al verbygery, jy weet, daar te Hel en daai areas. Maar ek het nog nooit daar gejag nie en dit was die sonsondergang. Ek verstaan nou eintlik vir die eerste keer as jy op bottels of op prentjies daai sonsondergang wat regtig verskillende kleure en so aan het. Jy weet, dis net eintlik in Afrika en veral in die Noord-Kaap wat ek daai mooi sonsondergang gesien het. So dit was 'n ongelooflike tydperk vir my en ek gaan 'n liedjie skryf oor my ondervinding ook. Ja. Jy weet, oor daai plek. En die genesende krag waarna hy ook verwys is presies daai inspirasie wat hy ook kry. Ja. Met daai visuele ding wat jy nou net verduidelik het. Ja. Dit gaan nie oor hier's 'n blaar en dit of dat wat Ja. ek nou moet drink of aansmeer nie. Ek was 'n paar jaar gelede was ek saam met 'n vriend en sy pa op die Skedelkus in Namibië. En ek het ook eintlik besluit, jy weet, ek gaan 'n gitaar saamvat, maar ek het nie beplan om 'n liedjie eintlik te skryf nie. Ek het gedink ek gaan om die kampvuur sit en vir die mense 'n bietjie in die aande speel en daai plek was vir my so mooi dat ek 'n liedjie daai tyd geskryf het, Name Woestyn, wat mense ook na kan gaan luister. En ek wil weer so tipe dieper liedjie om te beskryf wat daai deel van die aarde, jy weet, die grond, wat se plante groei is daar, wat se klein diertjies kom maar voor. Jy weet, Dousie het ook so een mooi liedjie wat hy allerhande dele van die natuur so beskryf wat vir my mooi is. So die mense kan uitkyk vir hom. Ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie, want partykeer, jy weet, dit gaan 'n dieper tipe liedjie wees en hy kom nie altyd so vinnig nie. So, maar ja. Wyngewere is natuurlik op alle digitale platforms beskikbaar, maar ek het jou arm gedraai of ons het jou gevra om vir ons 'n bietjie later ook nog 'n nuwe liedjie te sing. Dit hou net nie op nie. Ja. En hierdie liedjie is Rooftog. Ja, Rooftog is omtrent so 'n maand dink ek uit wat hy op die radiostasies en op TV oral speel. Dis my persoonlike gunsteling tipe van styl. Dis een van my persoonlike gunsteling liedjies. Is iets bietjie dieper. Jy weet, ek weet die musiek deesdae is baie lig en 'n partytjie tipe van musiek, maar jy weet, ek skryf net eintlik as ek voel ek moet nou skryf en iets inspireer my. So dis vir my moeilik om 'n poptreffer uit te dink, want jy weet, my kop dink nie net so eenvoudig nie. Ek wil bietjie dieper in 'n ding ingaan. Maar ja, die publiek bepaal ook baie keer
wat hulle wil hoor. So mens moet maar luister. Maar Rooftog, wat het dit geïnspireer? Hoe het jy by dit uitgekom? Ja, Rooftog. Ek het saam met 'n vriend van my, Matthew John Duncan, dis 'n nuwe opkomende ouetjie, hy bly in die Parel en ek dink mense gaan nog baie van hierdie ouetjie hoor. Ek en hy het oor en weer hierdie liedjie geskryf. En dit gaan maar oor, dis eintlik 'n persoonlike liedjie wat ek sê altyd vir mense, ek wil hê mense moet my liedjies hulle eie maak, want my storie is nie noodwendig jou storie nie, maar jy kan dele daarvan uithaal en in jou eie lewe ook gebruik. So daai was maar eintlik van mense wat, jy weet, baie keer loop jy mense vas wat maak of hulle van jou hou, maar jy weet eintlik, jy het 'n storie gehoor dat hulle het dit van jou gesê, maar hulle sê maar ons moet braai en so goed om jou te sien en is eintlik nie die waarheid nie. En dan hoe hanteer jy dit? Byvoorbeeld, jy weet, gaan jy dit vir daai persoon in sy gesig sê, gaan jy die beter mens wees en stil bly? En ja, dit is ook maar daai wolf in jou, daai tipiese storie van wat jy kies jy. Jy weet, daar's baie negatiewe goed in die wêreld, negatiewe goed in mense eie lewe, maar daar's net so baie positiewe goed ook. So dit gaan maar bloot daaroor, wat kies jy? As jy opstaan in die oggende, met watse voet staan jy uit die bed uit op? Hoe gaan jy jou vrou hanteer? Hoe gaan jy jou kinders hanteer? Hoe gaan jy die mense wat op jou pad kom hanteer? En as iemand negatief teenoor jou is, hoe gaan jy dit hanteer? Ek sê altyd vir mense, jy weet, hulle sê, ja, maar ek het dit vir mense gedoen en hulle het dit klap in my gesig teruggegooi. Dan sê ek, maar moenie, omdat mense negatief teenoor jou is, hoe jy in jou hart is en hoe jy dinge hanteer. Jy weet, moenie afwyk daarvan af nie. Baie dankie. Ons gaan nou weer verder gesels. Jy beter net bly waar jy is, want net hierna sing Ampie ook vir ons Rooftog.